Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dis tyd om 'n bietjie musiek te maak en ons verwelkom weer op die geel bank vir Zoe wat bietjie golwe maak vandag, né? Nee? Ja. Baie welkom. Baie dankie. En ons het nou al gehoor van liefhê, crazy meisie en van klein dorpie mentaliteit wat jy gedoen het saam met Zaan Sonnekus. Hierdie keer is dit golwe. Vertel vir ons van die liedjie. Dit is 'n baie mooi lied, hoor. Baie dankie. Ja, ek het golwe geskryf oor my reis van my klein dorpie af stad toe om my drome te volg. So dit gaan net oor nuwe beginne, 'n nuwe soos clean slate soos wat hulle sal sê. Ja. So dis waaroor die liedjie mag gaan. Hoe moeilik was dit vir jou om te kom van die dorp na die groot stad toe? Dit was 'n groot aanpassing, maar ek was baie opgewonde geweest om hiernatoe te kom. Ek meen, net met my eerste liedjie wat uitgekom het, was ek ook hier so op julle show geweest met Crazy Meisie en dit was so nuut vir my en 'n groot aanpassing geweest. So dit was baie stresvol en moeilik, maar dit was baie exciting en lekker om 'n nuwe lewe te kan begin. Dis interessant, jou vorige 3 liedjies het so 'n tipe van 'n trilogie gevorm oor hartseer en die letsels wat liefde soms nalat. Ja. En net so moes jy nou fisies en figuurlik 'n paar goed nagelaat het toe jy 2 jaar terug van Sanien af na Pretoria toe getrek het. Wat moes jy alles van afstand doen? Ja, ek het afstand gedoen van my vorige self. Ek het heeltemal vir die heel eerste keer op my eie hiernatoe getrek en vir die heel eerste keer op my eie begin leef en uitfigure wat ek like, hoe ek my koffie actually wil maak in die oggende, wat my roetine is daagliks. So dit het heeltemal verander van 'n klein dorpie af na die groot stad toe. Alles is anders. Jy loop nie die hele tyd tannie San wat by die straat af bly raak nie. En dit is soos 'n nuwe ding vir my, dat jy kan net jouself ontdek en herontwerp. En moes jy nuwe vriende ook maak? Jy het seker baie vriende agtergelaat daai. Hoe ervaar jy die stad? Was dit klikkerig geweest? Was dit vir jou maklik om in te smelt? Want ewe skielik is daar nou klomp plekke en om te deel te raak van die gemeenskap is 'n uitdaging, né? Dit is 'n baie groot uitdaging. Veral, ek dink meeste mense in die stad het al klaar hulle vriende van kleins af. So nou word ek net in die mix ingegooi. Maar wat vir my baie lekker was is om vriende te maak, want waar ek vandaan kom is daar nie regtig baie creatives nie. Daar's nie baie kreatiewe mense nie. So toe ek hiernatoe gekom het en ek is vriende met musikante en mense wat agter kameras werk en mense wat dit was so fun vir my om sulke mense te ontmoet en met hulle te kan praat oor dinge wat vir my interessant is. Baie stimulerend vir wat jy wou bereik. Ja. En wat wil jy op die einde bereik? Wat is jou 10-jaar plan? My 10-jaar plan. Ek hoop dat ek net musiek kan doen en van dit af soos maandeliks kan leef. Dit is die groot droom. Ek dink dit is elke kunstenaar se droom om net hulle musiek te kan maak, shows te kan doen. Dis my favourite gedeelte is om voor mense op te tree. Ja. En wat doen jy op hierdie stadium saam met die musiek om die brood gebotter te hou? Ek is nou 'n au pair in my vrye tyd, so obviously om kos op my bord te sit elke maand en seker te maak dat ek wel af is elke maand. Maar ek speel daarom 'n klomp shows ook. Dit is baie lekker. So ja, ons moet maar 'n goeie balans tussen die twee vind op hierdie stadium. Natuurlik. Zoe, daar's die mooiste foto's van jou en jou ouers op jou sosiale media en dis natuurlik om terug te gaan na so aansepunte van dinge wat jy agtergelos het. Natuurlik familie is een van daai dinge. Ja. En dit lyk of jy regtig nogals na aan jou ouers is. Wat is van die grootste lesse wat jy sal sê jy geleer het by jou ma en pa? My ma en my pa was nog altyd daar wanneer ek ooit enigietsie nodig gehad het en hulle het my regtig aangemoedig om my drome te volg en na te jaag en groot te droom. Ek was nog altyd 'n groot dromer en hulle het alles in hulle vermoëns gedoen om my te ondersteun al my hele lewe lank. My ma het my oral rondgery as ek danskonserte gedoen het of opgetree het by die skool of koor, wat ook al jy dit noem. Hulle was altyd daar. En tot nou toe as ek groot shows speel, ry hulle al die pad deur net om my te kom kyk. Dis wonderlik om te weet mense het daai ondersteuningsnetwerk want ek dink altyd mense daai een persoon of persone in hierdie geval om in jou te glo. Want dit gee jou tog seker maar net daai ekstra bietjie selfvertroue wat mens nodig het. Ja, verseker, familie is alles in hierdie bedryf veral want alles is so op en af, niks is stabiel en standvastig nie, so ek vind my standvastigheid in my familie en in God verseker. Dis mooi gesê.
Vertel ons 'n bietjie van die musiekvideo van Golwe en hoe dit by die lirieke pas en waar het julle dit geskiet? Waar is daai dam waarin jy geswem het? My label het dit gevind want dit is hierso in Pretoria. Dis 'n plaas hierso in Pretoria. Dit is net so 'n paar minute buite gewees. Ek dog julle toe nou dit in Sannie omgewing gaan skiet. Maar dit was way te veel admin gewees om te doen. Maar ja nee, dis my favourite musiekvideo wat ek al tot dusver uitgebring het. Dis so ek begin deur te loop op die grondpad, ek meen in die wit rokkie wat simboliseer soos ek nog nie, daar's nog nie 'n vorm gemaak van my nie. Daar's nog 'n stempel op my gemaak nie en ek's nou op pad na die stad toe om myself te vind en ek gaan swem ook in die dam in die musiekvideo en as ek wat skoon gewas word van wie ek was en gereed is om te word wie ek wil wees. En dit is so mooi dat jy daai sê en ek dink soos wat mense in die industrie ook gaan jy soveel opinies hoor en ek seker jy het al klaar soveel opinies gehoor oor jou musiek, oor hoe jy like, wat jy doen en dit moet tog moeilik wees om dan echt te bly aan jouself, die jy wat jy wil wees. Ja, ek was nog altyd net myself gewees. Ek het nog nooit regtig baie omgegee oor ander mense se opinies nie. So dit het daarom nog nie vir my gebeur nie. Ek het nog nooit die druk gevoel om iemand anders te wil wees nie. Ek het al gevoel dat ander mense iets anders van my af verwag, maar ek het nog nooit gevoel asof ek juist myself wil verander nie. Ek wil true bly tot myself want die beste ding wat elkeen van hulle self het is dat hulle uniek is aan hulle self. Dit is hoe jy die beste kuns maak is as jy eerlik is oor jou ervarings en dis hoe mense aanklank kan vind tot jou. Zoe, jy het nou al so aangenoem het saam met Zaan Sonneke, William Wolf het jy al saam gesing, soveel mense saam met wie jy al gewerk het, gecollab het. Nou, sy het jou vra wat sy langtermynplan is, jy wil musiek maak en jy wil kan leef van die musiek. As jy nou saam met 'n kunstenaar kan werk en jy kan kies enigeen van jou keuse, plaaslik of internasionaal, wie sal dit wees? Ek dink plaaslik is Loki Rothman nogals een van my grootste inspirasies. Hy is 'n insane producer. Ek dink die manier hoe hy musiek approach, ek wil baie graag saam met hom werk net om te sien hoe hy werk. Internasionaal is nogals 'n groot ene. Ek dink Taylor Swift. Ek was laas ook hier so in Taylor Swift. Ek weet, dis altyd 'n girl se antwoord, maar sy was regtig nog altyd my grootste inspirasie gewees. So. Maar dit maak sin. Ek meen kyk net wat het sy bereik ten spyte van wat daar oor haar uitgespreek is en wat mense verwag het. En mense het amper half gedink sy's aan die einde van haar loopbaan toe begin dit eers. Ja, en sy het my ook geïnspireer om my eie musiek te skryf en myself te inkorporeer in my eie musiek en te skryf oor my ervarings. So sy's 'n baie groot inspirasie vir hoekom ek doen wat ek doen en hoe ek my musiek benader. Behalwe vir die ek wil kan leef van my musiek af, want ons almal wil van ons kunst af kan leef. Is daar 'n verhoog of 'n land waar jy graag sal wil gaan optree by 'n festival, 'n geleentheid? Ek het nog altyd gehoop dat ek ergens in Amsterdam kan optree en ek dink dit is nogals bereikbaar. Ek sien want Spoegwolf tree baie gereeld daarop saam met Droomsindroom. So ek sal hoop in die volgende 5 jaar dat ek dalk in Amsterdam kan optree. Dis 'n goeie en daar is regtig baie Suid-Afrikaanse kunstenaars wat deesdae veral so toe gaan om te gaan optree. So aan droom ek seker dit gaan vir jou waar word en dit is die ding, nee. Ons moet altyd groot droom vir daai drome om bewaar te word en jy weet ook jy leef jou roeping op hierdie stadium. So op een of ander stadium gaan die regte deure nog meer oopgaan as wat hulle klaar gedoen het. Het jy 'n mentor en hoe belangrik dink jy is mentorskap in die industrie? Iemand wat jy so half onder hulle vlerk neem en gaan, net bietjie guidance gee. Ja, vandat ek getrek het stad toe het hierdie wonderlike ding gebeur. Ek weet nie of ken julle 'n band met die naam Neon Dreams nie. Ja. Maar dis 'n Kanadese band en hulle is nou een van my beste vriende, maar hulle het my onder hulle vlerk gevat want ek het Life Without Fantasies gecover en toe reik hulle net uit na my toe en toe van daar af toe vat hulle my saam Lentedag toe het ek saam met hulle opgetree en wanneer ook al hulle hier plaasliks opgetree het hulle of my net saamgevat om te kom kyk hoe hulle optree of ek het geopen of saam met hulle gesing. So hulle het my regtig onder hulle vlerk gevat en my geleer van hoe jy mense actually hanteer want hulle het nie nodig om so vriendelik en nice te wees nie en hulle het regtig uit hulle pad uit gegaan om my welkom te laat voel. Sjoe, dis wonderlik. Ekskuus nee, jy praat nou van liedjies wat jy cover. Watse musiekstyle hou jy van
wat jou inspireer om jou eie goed te skryf? Ek het so 'n baie broad smaak van musiek, maar ek luister oor die algemeen baie indie folk musiek en ek love dit so baie. En Neon Dreams obviously het ek op hoërskool so baie geluister, so dit was so vreemd geweest dat ek nou met hulle vriende is. Dis baie weird. Maar ja, indie folk musiek is soos my favorite genre, dink ek. Ek ook regtig van hulle Life Without Fantasies wat jy gecover het en Stardust is regtig vir my een van die twee mooiste liedjies wat daar is. Ongelooflik. Elke keer as ek Stardust luister, dan kry ek so half trane in my oë. Dis een van daai liedjies wat so half spreek met jou hart ook en hulle musiek doen dit. Ja. Hulle musiek bring nogals baie emosies uit. Ons sosiale media vraag vandag is, watter koskombinasies pas nie by mekaar nie? So ek het vir so aangesê, pineapple op pizza is my verskrik. Ek kan nie dit glo. Ek love dit. Nee, maar dis 'n normale ding. Party mense love dit en party mense haat dit. Ja, ek sê van daai, wat sien dink jy pas nie by mekaar nie? Jy sit my nou op die spot. Watse kombinasies hou jy wel baie van? Ek hou van pineapple pizza actually. Ek dink soet en sout. Ek dink soet en sout is super lekker soms, soos as jy effe op toast maar jy sit 'n bietjie heuning op dit. Is dit bad? Wow, dit is dit ongewoon definitief. Okay. Ja, dis nogals lekker. Is dit 'n avokado en heuning? Dis 'n interessante kombinasie. Met brandsous, dis lekker. Okay, dit tel, dis fine. Ek gaan nou maar my. Ja, maar ek nie. Wel, wat ek wel vir julle kan sê is dat ek onthou Kobus Rudolf het altyd, hy het met iemand gepraat wat sout in sy koffie drink. Nee. Toe vra hy vir hom, sout in jou koffie? Hy sê, ja, drink jy sout oor jou rys? Eet jy sout oor jou rys? Ja, hoekom? Menende dis vir hom net so vreemd dat mense of net so min vreemd om sout in sy koffie te drink as wat jy sout oor jou rys gooi. Ek weet nou nie van daai ene nie, hoor. Daai is 'n vreemde ene wat ek gehoor het. Ek het al gehoor van mense wat soos Nicholas Loud mos daai liedjie Cocoa Pops en kaas. Ons het dit probeer. Ek gaan nie vir jou jok nie. Ek het nie geweet wat om te verwag nie, maar die Cocoa Pops en kaas het gewerk. Sien, ons is nie dieselfde nie. Ek het dit ook gaan probeer en dit was vir my aklig. Dit gepraat of iemand dit al klaar geëet het voordat ek dit geëet het. Nou ja, nou gaan ek dit nie kan ontproe nie. Dit proe soos kaasbra. Maar ou kaas. Baie dankie Zoe dat jy by ons kom kuier. Dit was heerlik om jou 'n bietjie beter te leer ken. Ons sien uit om die musiekvideo nou te speel op die groot ontbyt. So bly ingeskakel daarvoor.